om ook hierdie boodskap in te neem, maar deel van ons lewens te gaan maak. Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, hier in Filippense 1 kry ons daardie versekering dat God, wat die goeie werk in ons begin het, dit sal voortsit tot op die einde, tot op die dag van die Here. Ons mag en ons moet bly groei hier in die hede, want ons het 'n heerlike vooruitsig in die toekoms. Maar daar is een vereiste. En dit geld van die kleinste tot die grootste, van die jongste tot die oudste. Ons moet toewyding aan God lewe. God sal sy werk voltooi tot op die dag van Christus. Met ander woorde, tot op die wederkoms. Maar in die gemeente is dit noodsaaklik dat alle lidmate hulle self beskikbaar stel. Daar is net te veel om te doen in die gemeente van Jesus Christus, sodat slegs enkelinge dit sal kan behartig. Daarom is die oproep volle toewyding van almal. En soos ons ook hoor, word ons opgeroep om te bly groei in die geloof, om te bly groei in die liefde. Daar moet 'n fyn gevoeligheid gekweek word vir my broer en my suster in die geloof. Ons moet groei in kennis. Ons moet groei in reinheid. Ons moet groei in die vrugte van geregtigheid. En dit is presies waaroor ons teks vanoggend handel. Dat ons bly groei in die gesindheid van Jesus Christus. Hierdie gesindheid van Christus is 'n spesiale toewyding. Dit waaroor ons teks handel, laat die gesindheid in julle wees wat ook in Christus was. Veroorsaak dat daar onmiddellik vrae in elkeen van ons se gemoed na vore kom. Vrae soos, hoe was Jesus Christus se gesindheid? Hoe gaan hierdie gesindheid van Jesus Christus bewerk dat die kerk bly bestaan as hulle hierdie gesindheid toon? En dan is dit baie interessant, die Bybelgedeelte wat ons gelees het, bevat 'n hele klompie komplimente, maar ook gelukwensings en bemoedigings. Paulus skryf 'n brief aan 'n groep mense wat 'n besonderse posisie beklee het. Hulle is naamlik sterre wat skyn in die wêreld genoem. Te midde van al die storms wat daar buite is, het hierdie mense die bewoording gekry van ligtende sterre, sterre wie se lig helder skyn. En onthou, God het die werk onder hulle begin. Hy het hierdie kerk daar in Filippi geplant. So het God hierdie AP kerk hier in Kroons in Potchefstroom geplant. Elke Sondag het daar in Filippi 'n groep mense bymekaar gekom, mense van uiteenlopende geaardhede, mense met gemengde geselskap, mense wat nie eers familie van mekaar was nie. Hulle was ook nie vriende, voordat hulle nie as een saam gesnoer is in die evangelie nie. Maar die belangrike is, Jesus Christus het hulle geroep op die pad na die ewige lewe. En so sit u en ek vanoggend hier in die kerk, oud en jonk, groot en klein, mooi en lelik, noem alles wat ons wil, die kontraste teen mekaar. Maar ons sit hier met een gemeenskaplike doel voor oë, en dit is om God te verheerlik. Om aan hom die erkenning te gee vir my totale bestaan. Deur die week is ons almal besig met ons onderskeie uiteenlopende beroepe. Ons het verskillende geaardhede. Ons lewens lyk verskillend. Daar is onder ons dalk groot gesinne, maar dan is daar ook enkellopendes. Daar is bejaardes en daar's klein kindertjies. Ook hier in Potchefstroom sit 'n groep
uiteenlopende mense wat die behoefte van die hart het om in God se teenwoordigheid te kom, want dis hoekom ons hier is. Tog kom ons op Sondag by mekaar te midde van al hierdie verskillende vorms en ons vorm 'n eenheid in die geloof. Daarom praat ons in die teologie van die gemeenskap van die gelowiges. Filippi was die eerste stad in Europa waar Paulus die evangelie gebring het. Hierdie stad is geleë seker soos wat ons vandag sou sê langs die N1, een van die bekendste snelweë genaamd die Via Egnatia. Hierdie pad het ook 'n belangrike taak gehad, want hy was 'n verbinding tussen die groot stad Byzantium in die ooste en Rome in die weste. So ons kan aanvaar dat hierdie ook 'n handelsroete was waarlangs verskeie handelaars beweeg het. Maar Filippi het ook bekendheid verwerf omdat 'n groot groep Romeinse afgetrede soldate daar in Filippi gewoon het. Onder hulle was daar natuurlik 'n groepie Jode ook. En daarom dat Paulus daardie sinagoges in die stad altyd lees ons eerste besoek het om die groot nuus van die Messias aan hulle te bring. Godvreesende mense wat op die Sabbat bymekaar gekom het, onder andere Lydia die purperverkoopster, wat een van hulle was. En so het die Here vir Paulus gelei na mense wat hy tot die ewige lewe uitverkies het. Hulle het saam 'n kerkgemeenskap daar in Filippi begin vorm. En hierdie jong gemeente wat in Filippi ontstaan het, was uiteenlopend saamgestel. Die meerderheid was sover ons kon vasstel van heidense oorsprong. Aan hulle is deur Paulus en ander die genade van Christus verkondig. Soos wat u en ek ook vandag die voorreg het om die genade van Christus te hoor uit sy woord. As gemeente was hulle 'n nuwe samelewing waar liefde, blydskap, onderlinge geduld, maar ook eensgesindheid geheers het. Nou kom die vraag vanoggend na u en na my in Potchefstroom. Toon ons verhouding hier as die gemeenskap van die gelowiges in die AP Kerk Potchefstroom liefde? Toon dit blydskap? Toon dit onderlinge geduld met mekaar? Toon dit eensgesindheid vir die evangelie van Jesus Christus? As ons kyk na ons geleesde gedeelte, begin Paulus sy brief met die dankbare bevestiging dat Christus se gees onder hulle werk en dat dit sigbaar is. Hy gee hulle dus 'n kompliment. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. En dan vanaf hierdie positiewe, dan kom Paulus vervolgens tot die oproep van ons teks daar in hoofstuk 2. Hy sê 'n oproep wat ons nie kan miskyk nie. Hierdie mense was nou al 'n klompie jare saam in die gemeente en hulle het die oproep nodig gehad sodat hulle nie sou terugsak in die wêreldse patrone nie. Dat ons nie in die manier van die wêreld sal verval en omgaan met mekaar in 'n gesindheid wat nie vir Christus aanvaarbaar is nie. En daarom kom Paulus daar in hoofstuk 2 en hy sê, die gesindheid van Jesus Christus moet onder julle wees. Liefdes, dit beteken nie dat ek en Isak of ek en Dani presies altyd oor alles dieselfde moet dink en doen nie. Nee, ons gaan van mekaar verskil, want Jesus Christus het ons verskillende individue gemaak, maar ons kan in Christelike liefde met mekaar verskil en tot 'n punt kom wat tot eer van die koninkryk van God is. En dis jou en my roeping, hier in die AP Kerk Potchefstroom. Ek moet my eie ek op sy skuif en ons moet die saak van Jesus Christus dien met alles wat binne in ons is. Ons sal seker vir mekaar kan sê, is die gesindheid van Christus nie te veel gevra vir jou en vir my as sondaarmens nie. Onthou, Christus het al ons skuld gedra. Hy was die lam wat ter slagting gelei is en hy het nie eers sy mond daaroor oopgemaak nie. Hy het nie gekla nie, hy het nie teëgestribbel nie. En dan hoor mense soms gemeentelede praat onder mekaar en hulle sê, ek het my bes gedoen. Ek het soveel tyd bestee.
Dit alles uit toewyding vir die kerk. Maar daar is nie eers 'n woordjie van dank of waardering wat 'n mens daarvoor terugkry nie. So is daar in ons gemeente, en dit geld, dink ek, vir elke gemeente, van tyd tot tyd mense wat nie meer kans sien nie, wat net eenvoudig genoeg van alles gehad het. En inderdaad, menslik gesproke is dit heel moontlik en voorspelbaar. Veral as dit gaan oor vrywilligerswerk. En onthou, amper al die werk wat in die kerk gedoen word vrywillig gedoen. Dis met ander woorde voorspelbaar dat mense, wanneer hulle nie eers 'n dankie of 'n blytjie van waardering kry nie, moedeloos raak. Maar liewe broer en suster, kom ons wees met mekaar eerlik vanoggend. Hierdie werk wat ek vir die kerk doen, vir wie doen ek dit? Vir die dominee? Vir die ouderling? Vir die diaken? Om gesien te word in die samelewing? Dan wil ek vanoggend vir jou sê, staak dit. Jy's op totaal die verkeerde pad. Want die werk wat ons hier in die gemeente doen ons vir Christus Jesus. Ons doen dit met 'n lied in ons hart en ek verwag geen dank nie. Want ek doen dit met my menswees, met my hele menswees, om God te verheerlik. Sonder fyngevoeligheid, waaroor Paulus hier skryf, daarsonder kan ure se inspanning met 'n enkele opmerking ongedaan raak. Daarom kry ons dat wanneer iemand bereid is om op te staan en te sê, kom ons doen hierdie, en daardie persoon is bereid om voor te vat, môre oormôre is hy die hoogste boom wat die meeste wind vang. Dan word hy gekritiseer, maar dan wil ek vra my liewe broer en suster, was jy bereid om dit te doen? Nee. So kom ons ondersteun mekaar, kom ons dra mekaar se belange op die hart, en wanneer Leon of Jan of Rian opstaan en iets tot eer van die Here se koninkryk wil doen, kom ons ondersteun mekaar, kom ons vat mekaar se hand en ons gaan vorentoe, want dan word ons die gemeenskap van die gelowiges. Dan word ons 'n gesindheid wat in Jesus Christus is, wat in ons begin wys. Ons moet dalk net vir 'n oomblik terugdink aan hoe die Here Jesus Christus se lewe hier op aarde was. Hoeveel pyn, hoeveel minagting, hoeveel kritiek, hoeveel onbegrip, hoeveel afwysing hy hier op aarde meegemaak het. Onthou broers en susters, ek sê altyd vir my kinders, of vir die jong mense as ek met hulle praat, hier was een volmaakte wese op aarde, Jesus Christus. En hy kon nie almal tevrede stel nie, anders sou hulle hom nie aan 'n kruis gehang het. So waar kom ek en jy as sondaar mens in, om volmaak te wil probeer wees? Kom ons aanvaar mekaar se probleme. Kom ek aanvaar Dani se kortlengte, en dit maak van hom niks anderster 'n gelowige mens as ek nie. Ons kan lag en ons kan spot dryf daaroor. Maar in gees is ons albei reuse in die naam van die Here. Ons as mens sê so maklik, iemand kom my net een keer te na, of dalk 'n tweede, dalk 'n derde, maar dan moet hy uit my pad uit bly, dan wil ek van hom niks weet nie. Dan kom die Jesus Christus en hy sê vir ons in sy woord, hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Jesus Christus was. Wat se gesindheid het Jesus Christus gehad? Wat se gesindheid het Jesus Christus vandag teenoor jou en my as sondaar mense? Hoe dikwels mag ons teruggaan na die Here en ons sondes bely, 70 maal 7 keer, en dis nie 'n gegewe getal nie, dit dui net vir ons hoeveelheid aan, baie keer. Daar is nie 'n einde daaraan nie. Die gesindheid wat in Jesus Christus is, moet in my en jou lewe gesien word. Dit moet geleef word. In ons verse na ons teks word dit uitgewerk, hierdie gesindheid wat in hom was, hy wat naamlik die gestalte van God was, dit wil sê, hy was met majesteit bekleed, hy was met heerlikheid bekleed, goddelike ontzagwekkendheid was die hom deelagtig, hy het uit die hemel gekom, hy is God self,
Hy het daardie verhewe posisie gehad, skryf Paulus. Moenie dink dat was aanmatigend dat hy homself aan God gelyk het gestel het nie. Hy was deel van God. En dan kom hy en hy gee dit alles prys. En hy word mens. En hy bly gehoorsaam tot die dood, 'n vloekdood aan 'n kruising. Vir jou en vir my. Niemand het hom daarvan beroof nie. Hy het dit vrywillig gedoen. Hy het vrywillig na die aarde gekom. Hy het vrywillig homself beskikbaar gestel. Hy het homself ontledig, sê die woord. Dit wil sê, al daardie majesteit, al daardie heerlikheid het hy agtergelaat. Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Ons sou in vandag se terme seker vir mekaar kon sê, hy het homself begeef in die krotbuurtes van die aarde. En dit was nog nie die ergste nie. Hy het, lees ons in sy woord, homself verneder. Hy het toegelaat dat almal oor hom loop en op hom trap. Hy het gehoorsaam geword aan sy Vader tot die dood toe, ja, daardie vloekdood aan die kruishout. So was die lewensloop van Jesus Christus. En so was die gesindheid wat hy op aarde kom openbaar het, 'n lewe van diensbaarheid en vernedering. En wat gebeur toe hy homself in gehoorsaamheid so verneder? Hy word deur God verhoog tot 'n naam bo alle name. Juis vanweë hierdie gesindheid het die Vader hom daarna uitermate verhoog en hom hierdie naam bo alle name gegee, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig wat in die hemel is, en wat op die aarde is, en wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat hy die Here is. Nou vra hy nog steeds vir homself, maar verskoning. Hoe gaan hierdie gesindheid die kerk laat voortbestaan? Hoekom sê hy, laat hierdie gesindheid wat in Christus was, ook in julle wees? Hoekom? Want dit is die enigste oorlewingskans vir die kerk van Jesus Christus in die wêreld waarin ek onsself bevind. Slegs 'n kerk met hierdie gesindheid sal kan aanhou bestaan en het oorlewingskans. Slegs 'n kerk wat by die woord van God onvoorwaardelik bly en dit nie verdraai nie, sal bestaansreg hê in die toekoms. En dan kan ons seker weer vir mekaar vra, is dit nie te veel gevra van ons as sondaar mens nie? Want ons is mos nie Christus nie, iedereen en elkeen van ons is sondig. Maar onthou net, en ons het dit nou onlangs by die nagmaal weer gelees in die formulier, ons het wel die gees van Christus ontvang. Daar staan in die formulier, ons is gesalf met dieselfde gees as hy. Die gees leer dus vir jou en vir my die gesindheid van Jesus Christus. En as ons mooi vinnig gaan sit en dink, hoe lyk hierdie gesindheid? As ons vir mekaar 'n paar kernwoorde moet gee om te onthou, dan staan heel voorop, liefde tot God en liefde tot jou naaste. Die tweede is ontferming. Die Bybel sê tederheid, teerheid, fyngevoeligheid, wees ingestel op jou medegelowige se wel en wee, op sy doen en late. Barmhartigheid, eensgesindheid. Daar moet nie by ons selfsug heers en eerbejag en ydelle eer soek nie. Ons moet ootmoedig voor God wees. Die een moet die ander hoër ag as homself. Al hierdie dinge is nie maklik nie. Dis nie vir een van ons maklik nie. By alles wat daar gebeur, vra ons onsself van nature mos eers af, hoe sal dit my affekteer? Wat is die vraag wat ons onder mense hoor? Wat kan die kerk my bied? My liewe broer en suster, my liewe jong mens, my kind, wat kan jy die kerk bied? Dis die vraag wat ons moet vra.
Hierdie gesindheid van Christus draai die saak totaal en al om. Wanneer ons eers dink wat die belang van ander is, dit maak wat vir ander haalbaar is vir ons moontlik. Dit maak dat daar by my 'n gesindheid ontstaan van, hoe kan ek help? Waar kan ek hulp aanbied? U moet onthou, liewe gemeente, liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, u het die gawe van die Gees ontvang. Moet daarom nie die Gees bedroef nie. Deur sy krag is dit haalbaar, ook in hierdie gemeente. Ons kan hierdie gemeente, wanneer ons saam staan en almal gewillig is, as almal van ons die gesindheid van Jesus Christus het, kan ons dit omskep in 'n sieraad vir God. Bly en lei 'n lewe waardig aan die evangelie. Aan julle is genade verleen, nie net om in Christus te glo nie, maar ook in hom te lei, lees ons in Filippense 1 vers 29. Laat ons daarom hierdie laaste woorde nie vergeet nie, nie net om Christus te glo nie, maar ons gaan ook vir hom lei. Die gesindheid van Christus hou in, dat jy in sy lyde sal meemaak, selfs in die kerk. So het Christus die ergste lyde meegemaak op aarde, juis toe hy geleef het in die midde van God se volk. Hoor jy dit mooi? Ek wil dit herhaal. Sy grootste lyding en smarte het hy geleef toe hy in die kerk, in die volk van God se midde was. Ek dink, gegewe dit wat in die afgelope klompie jare gebeur het in Potchefstroom, is daar in ons gemeente 'n behoefte aan toewyding. Ons kan iemand se toewyding mis, maar ons kan dit dalk ook nie mis nie. As jy werk vir die kerk doen, of dit nou is in 'n kommissie, of dit nou is op die kerkraad, of dit nou is in die ampt van die gelowige, doen dit net so goed, soos wat jy jou daaglikse werk doen, met eweveel toewyding en sonder uitstel. Wys jou liefde vir Christus en vir sy kerk. Laat sy gesindheid in jou lewe die boetoon voer. 'n Gemeente met Christus se gesindheid is 'n gemeente wat stand hou ten spyte van wat buite aangaan. En onthou net vir een oomblik vanoggend, die gemeente is nie die ander mense hier nie. Jy is die gemeente. Ek is die gemeente. Elkeen begin by homself. Stap vandag by hierdie kerk uit, opnuut gemotiveerd om die gesindheid van Jesus Christus in jou lewe te dra. Laat dit sigbaar wees as jy nou dalk iewers in die dorp is. Laat dit sigbaar wees as jy môre by jou werk of by jou skool is of by die universiteit. Laat dit sigbaar wees waar en wanneer enige iemand jou pad kruis. Onthou, wie Christus se naam dra, wie lewe met 'n gesindheid van Jesus Christus, mag dieselfde roete volg. Dit is God se belofte aan jou en my. Christus roep nou sy kerk, as hy sê, dra die gesindheid wat in Jesus Christus is, in jou lewe. Bewaar jouself rein, wy jouself toe as die bruid van Jesus Christus. Sien uit na die toekomsmaaltyd van die lam. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, as ons stil word vanoggend, dan is ons aan die een kant verskriklik opgewonde oor hierdie beloftes wat U in die woord aan ons gee, maar aan die ander kant staan ons skuldig, Here, want ons is vinnig om te kritiseer en stadig om hulp aan te bied. En daarom wil ons vanoggend bid, Here,
kom neem weg daardie verkeerde gesindheid in ons denke en in ons lewens. Here, maak ons almal gewillig en bereid om te help aan die uitbou van u koninkryk op aarde. Here, ons staan aan die begin van nuwe tye, nuwe veranderinge wat u deur die Gees laat plaasvind het. En daarom wil ons bid, kom verander ook ons denke, dat ons sal saam staan tot u eer en tot u verheerliking, dat dit wat ons sal doen sal wees tot opbou en tot uitbou van u koninkryk, ook hier in Potchefstroom. Here, gee dat dit so lekker sal raak by ons, dat ander 'n begeerte sal kry om hier te wil kom aansluit, omdat ons hier die lewende God aanbid. Uit sy woord die ware eksegese vind, en dat dit sal wees deur die leiding van u Heilige Gees. Ons bid hierdie dinge in diepe afhanklikheid, in die naam van Jesus Christus. Amen.